So ek het gedink, kom ons begin, Debbie, by jou en dan lees, dan sê jy eers waaroor gaan jou boek en dan lees jy vir ons 'n stukkie voor en dan Alena kom ons nou by jou en dan doen ons met dieselfde dalk. Okay. Split is die storie. Eerstens, dit speel af in die 70s en 80s en dit vertel die storie van 'n huisgesin wat baie rondtrek, van die ma en die pa en kinders en so aan. Maar dit is onder andere meer die storie van die ma en die dogter wat al vroeg met hulle self en probeer om iets te maak van hulle self in die lewe en ook in daai tyd. So dis maar basies ek weet waar die storie gaan. So kan ek kyk die boek maar dan weer by my. Hulle bly nou in Suidstraat. Willem sê dit is een van Pietersburg se beste buurte. Hy sê om te trek is ons soos oor te begin. Vera wens hulle kon liever terug Randfontein toe, as hulle dan nou moet trek om oor te begin. Terug huis toe. Daar's 'n gevoel wat oor haar kom wanneer sy in die oggende in Randfontein wakker word, wat sy weet wat sy nooit in Pietersburg sal kry nie. Die Noula en Black Cat goalmondjiebotter fabrieke se soetsout en stowwerige graanreuke. Hulle ver afgedreun wat haar altyd so van 4 uur af saam met die voeltjies wakker gemaak het. Dis iets waarmee sy groot geword het. En Robin Alexander. Sy stem wanneer haar ma die draadloos in die oggende sag in die kombuis aangesit het. Dit was gewoonlik nog donker dan en dit het beteken haar pa is uit myn toe. Wanneer sy die radio hoor aanklik, het sy haar kamerjas en slippers aangetrek en by die kombuistafel Wanneer sy die radio hoor aanklik, het sy haar kamerjas en slippers aangetrek en by die kombuistafel onder die helder buislig gaan sit en tee drink saam met haar ma. Hulle het nie gepraat nie, net geluister na Robin Alexander. Het elke nou en dan van mekaar gekyk en geglimlag as hy iets snaaks sê. Hy het 'n manier van praat wat Vera gelukkig laat voel het. Maak nie saak hoe donker die nuwe dag deur die kombuisvenster vraag gelyk het nie. Dwars deur haar kinderjare. Pietersburg aan die ander kant is warm. En die sonbesies en die doringbome skree al van vroeg af so skril dat dit voel asof sy gaan mal raak. Die mense dink die dorp se jacaranda-bome met hulle persblomme wat al langs die breë strate van die Boedel skaduwees op die pad gooi, is mooi. Meeste van hulle plant oranje, rooi of geel kannas in rye teen hulle garages af of voor die draadheininge aan weerskante van hulle hekkies. Dit lyk nes klein mielie plantasies en hulle dink dit is mooi. Sy dink nie so nie. Die lig hier is te helder vir haar. Te skoon. Dit laat alles rondom uitspattig lyk. Sy vererg haar partykeer. Dis soos 'n swart gesig wat ewe skielik in die dorp vir jou opdoem tussen al die wittes. Mens skrik jouself op die plek kwaad. Jy voel amper beledig. Dis die vreemdheid van goed, dink sy, wat haar die meeste ontsteun. In Randfontein is dinge eenvoudig. Alles voel vir haar wit en swart daar. Of grys. Dit hang af van watse kant die wind die dag oor die mynhope waai. In Houblyk veral, die uitbreiding waar hulle in groot mynhuis langs die brug gebly het, is baie erg leeg. Partykeer staan net 'n klompie vaalgroen bloekombome in 'n leeuplot se hoek, agter teen 'n draad. Sy dink dit gee huise rondom spasie om asem te haal. Sy mis Randfontein, maar Willem wil niks weet nie. Dankie. Debbie, joune is derde persoon, maar jy het eintlik verskillende vertellings. Jy het verskillende perspektiewe, van ons Vera, en ook Lien, die dogtertjie. En ja, wat ek juist al gedoen is, ek wou 'n storie vertel van huisgesin, maar ek wil dit doen uit die oogpunte van die pa en die stiefpa en die dogter en die ma, sodat mense nie dink dit gaan net oor die dogter en hoe sy die lewe sien of wat sy dink oor dit, maar ook die ma en haar oogpunt en haar siening van die hele storie, wat in die storie gebeur het, en ook so met die mans. En ek dink die mans was tot my moeilik, want ek is self nie man. En ek hou daarvan om te skryf oor vroue en wat hulle dink en wat hulle voel, want ek kan dit weet, ek weet hoe dit is. Maar met 'n man was dit vir my 'n baie groot uitdaging en ek dink nogal ek het dit op 'n manier nie sleg gedoen. Nee, jy het baie goed reg gekry. Het jy gaan aanklop vir hulp? Het jy het jy die mans in jou lewe gevra, wat sou jy gedink het hiervan of hoe dink jy in hierdie situasie? Ek het nooit gedink aan wie in my lewe was en wie in my lewe is en so half so 'n bietjie aangepas hier en daar en so hulle is maar definitief daar ook. Herken jy hulle self? Nie, maar ja, hulle
Kan jy moeilikheid daaroor? Nee. Alright, goed. Ek wil gesels, want dis ons tema vir die dag. Ek wil nie noodwendig weet watter dele die waarheid is nie, maar ek wil by altyd van julle weet of seker van dit waarheid is. Weet vir my, het dit begin by plekke. So vir my was die plekke die werklikheid geweest. Ek het gebly op Downfontein, Pietersburg, Durban, Johannesburg en so aan. So alles het vir my daar begin by die plekke. En omdat ek is 'n ouer eerste skrywer en weet vir my gaan dit weet amper asof ek daai plekke wou onthou. Daar's iets in daai plekke wat my laat terugdink en wat my wil laat onthou. So vir my was dit daai tipe reis terug na die plekke waar ek as kind was en waar ek groot geword het. Nou die mense waaroor ek skryf in die boek, van dit is definitief mense wat hulle self sou kon herken in die begin, maar dis amper asof hulle soos wat Wilbur Smith eendag gesê het, hy skryf agter die honde aan, so of die wilde honde, hy sets them free en hulle hardloop en hy skryf agter hulle aan. En presies met dit het ook met my gebeur met my karakters. Ek het hierdie idees gehad van waar hulle gaan en hoe hulle gaan opeindig en wat ek van elkeen dink. En voor ek my ook wil uitweet, elkeen sy eie rigting ingeslaan en moes ek agter hulle aanskryf. So dit was nogal vir my goed om te sien. So ek het nie hierdie definitief idee gehad van dit gaan so eindig. Elkeen het regtig op sy eie sy lewe uitgeleef. Wat my opgeval het toe ek dit gelees het, is dat plek baie belangrik is in al twee hierdie boeke. Dit word die ruimtebeskrywings is pragtig, maar plek is ook gekoppel in 'n mate aan identiteit. En die stuk wat jy gelees het, sy wil hom sê jy kan oorbegin. Jy begin nie as jy in 'n nuwe plek is. Ek dink met Vera, want sy is een wat wil trek die hele tyd. Sy is byvoorbeeld iewers bly en dan gaan iets fout in haar lewe en dan dink sy kan ooit begin iewers anders. So sy kan nie kyk na dinge in die plek waar sy bly en probeer regmaak. Sy is al ewig besig om te droom of te dink of te beplan om te trek iewers anders heen om oor te begin. So sy doen dit gedurig. So sy is amper die persoon wat dinge aan die gang sit in die storie, sodat hulle aanhou trek en aanhou wegkom en aanhou oor begin. Dit is eintlik sy verryking van haarself wegkom, van iets in haarself, jy weet. Ja, nee, definitief, maar ek dink ook teen die einde, ek weet nie of julle dat jy sal weet nie, nee, ek sal natuurlik nie, maar sy wag vir die teken. So op een of ander stadium in haar lewe kom sy op 'n plek waar sy dink aan haarself en dink aan sy gaan bly maar sy kan nie net bly nie, sy sit en wag vir die teken, iets moet nou kom, iets moet nou gebeur, dit vir haar. Ja. Maar ook daai hele ding van hoe die hoofkarakters mense om hulle ervaar en by jou Debbie, dink ek, is dit interessant omdat jy die ander perspektiewe ook weergee. Soos Willem het byvoorbeeld die ding met Lien, die dogtertjie. Hy is amper kwaad vir haar en daar's 'n toneel baie vroeg in die boek waar hy, ek dink is die eerste een waar hy sy perspektief gee, wat hy dan winkel toe, hy sê vir Vera hy gaan winkel toe en Lien wil saamgaan. En hy wil haar nie saamvat nie, want eintlik gaan hy nie winkel toe nie, eintlik gaan hy sy menares sien, jy weet sy, die nuwe vrou in sy lewe. En dan vat hy op die ouend vir Lien saam en dan los hy haar in die kar voor die winkel, dan maak hy haar toe. Jy weet, hy los haar daar en hy sê hy is terug en dan ry hy saam die vrou weg. En ek was so benoud toe ek dit gelees het. Ek ook. Ek was so bang daar gaan iets met Lien gebeur die hele tyd. Ek kan nie man dit doen. So dit is wat interessant dat later kom Lien aan die woord. Ja. En hoe sy hom sien. So dit is daai spel van hoe karakters mekaar ervaar. Jy weet, en wat jy weet wanneer jy hulle perspektief lees, was vir my baie interessant. Wat vir my nog opgeval het en wat iemand by die boek gelees het, my gesê het, ek nie eens aan gedink het nie, was juist daai deel waar hy van los in die kar en waar sy as jong vrou amper dieselfde met haar kind doen. En ek het dit nooit regtig die twee bymekaar gesit, dit was my so interessant. Ja. En dit amper asof sy so gewoon daaraan to be left behind om en so sy doen amper dieselfde met haar kind. Ja, weet, so dit is daai deel was nogal vir my hartseer eintlik om weet hoe ek het besef dat iemand het vir my uitgelik. Ja, maar daar staan toneel waar sy
iewers wil gaan en dan gaan sy na die bure toe. Sy ken hulle gaan nie. Dis daai deel. Sy ken nie die bure nie, maar sy gaan altyd op sy klop. Sy sê sy kan nie nou nie, hier is die kind, sal hulle na haar kyk en dan loop sy net. Want sy gaan nou uit saam met haar kerel. Hulle gaan 'n fliek kyk. Hy het op die laaste oomblik daar gesê hy wil gaan fliek. En sy is die enkel ouer en sy het die klein dogtertjie en sy gaan so na die bure toe langs aan in die semi langs aan en vat die kind met die doeke en alles en gaan vra vir hulle weet kan ons net na haar kyk en hulle lyk vir ordentlik die man het 'n das aan die vrou lyk vir ordentlik sy lyk aardappels en sy lyk sy kan die mat sien daar in die gang alles lyk vir okay en sy los dan kind daar en wat vir my so treffend was of treffend wat my so hartseer was eintlik toe ek weer kyk daarna is dat die kindjie hou so aan weet aan die ma se klep so die ma se arms was en sy trek haar kind so af en sy voel nog nie warm die handjies aan haar en sy draai om met sy loop weg en sy klim spring in die kar saam met haar kerel en sy sit die golf en daar gaan sy fliek en dis daai ding dieselfde ding wat met haar gebeur het met haar pa wat dit aan haar gedoen het en dit is amper asof sy dit ook doen dis daai patroon wat homself laaste opmerking voordat ons vra te gaan nostalgie twee goed eintlik. Sê ons altyd nog iets wat ek wil sê. Eers nostalgie, want jy sê jou motto voor in jou boek, Debbie, jou motto voor in jou boek, is nostalgie is nie meer wat dit was nie. Wil jy 'n bietjie daaroor praat? Miskien 'n bietjie van 'n nie so swart ding om te sê nie, of donker ding om te sê nie, maar ek dink as 'n mens kyk na die storie in sy geheel, dan is dit maar 'n bietjie van 'n hartseer storie oor mense wat sukkel en mense wat nie verder kan kom nie en wat ook so graag wil, maar hulle val eintlik oor hulle eie voete. Maar tog is daar iets goeds daarin, as iets wat jy kan onthou van 'n sekere tyd, van 'n sekere dorp en so, wat vir jou iets beteken het en wat in jou sit, wat deel is van jou geheim. So dis eintlik vir my daai twee goed wat so half in daai quote so half saamgaan. Dit is daai hartseer, daai iets wat jy onthou, daai iets wat deel is van jou. Maar ook iets wat jy nie so baie van hou nie, wat jy altyd trots is. Maar jy kan dit ook snap, nee, jy moet ken nie, want dit is maar wie jy is. Dit is maar wie jy is. Maar, ek wil, voordat ons vrae toe gaan, net een ding moet vra. Debbie, in aan die bokkant van elke hoofstuk is daar 'n stukkie uit die woordeboek wat iets te doen het met split, die woord split. Ek weet, waar het jy aan hierdie goed gekom? As jy dit lees, sien dis nie die eenvoudige split net bo aan nie. Dis vreemde woorde wat dan iewers in die geskiedenis in 'n stam, een of ander, skakel met split het, om te split, of, so 'n klein bietjie van 'n storie agter dit. Eerstens, toe ek die boek Split wil noem, toe het Eddie van Heerden, wat ek het my kursus deur hom gedoen by UCT, maar gesê, hy het nie baie mal oor die woord split nie, want hy dink dit is vir hom half Engels. Maar ek het toe nou, ek het baie van die woord gehou, want vir my het split beteken, split is die term wat mense in die 70s en 80s baie gebruik het om te sê, let's split, kom ons gaan weg aan die af, dis nie lekker nie, kom ons split. So vir my was die hele idee van split juist dit, wat hulle split gedurende die huisgesin. So ek het baie gehou van die term, maar wel baie mense dink dit is 'n Engelse term, dit is ook 'n Afrikaanse term. So om half vir hom te wys en vir almal te wys, daar is regtig, daar's baie meer, there's much more to the word than you think. En ek het begin agterkom dat in baie groot dele van die storie is daar 'n klomp ander tipe splits wat ook gebeur, want split is nie net een ding nie, dit is 'n klomp, daar's baie. So ek het ook gaan kyk daarna en met elke hoofstuk het ek gaan kyk wat se split gebeur daar en dan daar bo net bo aan gesê wat dit is.